Hallo julle. So Januarie kom en ons wil alles verander en nie hoe nie, dit moet so gebeur. En al die veranderinge in die begin van die jaar, dan skryf iemand dit op 'n papiertjie of op 'n klippie of op iets en dit is goed om dit neer te skryf. Maar wat gaan verander as jy niks doen om dit te verander nie? So ons wil alles verander, maar wat doen jy? Wat is jy bereid om op te gee vir daai verandering? Ons is nou by die see gewees en Anu, my man, het 'n klippie opgetel in die see en daar staan nuwejaarsvoornemings op en dis cool, ons moet vir onsself challenge en doelwitte stel en jy wil verbeter. Dit is goed om te groei. Ons is soos boompies wat geplant is en ons kort water en ons kort wysheid en ons kort woord om te groei in hierdie lewe en om ons lig te skyn. Kort ons konstant meer van Jesus sodat ons daai lig kan skyn en sodat ons kan groei in wat vir ons voorlê in ons lewens. Anyway, so wat gaan jy doen om te verander? Gaan jy meer, sê nou maar jou voorneming was om meer tyd saam met die Here te spandeer of om 'n dieper verhouding met die Here te hê? Het jy al in hierdie 2 weke 5 minute meer begin bid, meer tyd saam met die woord spandeer? Wat het ons al opgegee om by daai verandering te kom? Soos my een doelwit, sal ek nou so kan sê, is ek wil meer dates hê met my kinders. Vir jare nou al wil ek elke liewe maand op 'n date gaan met elke een van my kinders. En ek het dit nog gedoen nie. So hoe baie voornemings het ons wat ons al vir jare het, maar dit het nog nie verander en ons nog niks aan gedoen nie. So dit help jy ons skryf dit op 'n klippie en gooi dit in die see en dit help jy ons maak 'n bladsy of 'n skryf dit neer en ons doen niks om dit te verander nie. Maar die wysheid kom in wanneer ons besef dat dit is 'n klein keuse. Ek wil hierdie jaar gesonder eet. Het ek al begin om gesonder te eet? Het ek al begin om meer tyd saam met die Here te spandeer? Om meer tyd met my kinders te spandeer? Wat ook al my doelwit is vir die jaar, wat het ek al gedoen? Wat is ek bereid om te laat gaan om daai verandering in te bring? Want ek gaan dalk minder tyd voor die TV moet spandeer as ek meer tyd saam met die Here wil spandeer. En dit gaan nie net oor hoe baie tyd saam met die Here spandeer nie, maar hoeveel neem ek in? Hoeveel verstaan ek en hoeveel verander dit my weer eens? Want dit help ek gaan elke Sondag kerk toe. Hallo Lily Grace. Hallo julle. Ja, ek gaan elke Sondag kerk toe, maar dit verander nie vir my nie. So die Here sê vir ons in Ons het vandag kerk toe gegaan. dit Sondag kerk toe gegaan. Pas op, vergeet ek nie. In Proverbs 3 staan daar, Spreuke 3 staan daar. Met wie praat mama? Met klomp mensies, almal kinders van Jesus. Effie. Ja. Mama praat met mama Alien. Praat ek myself. Wisdom is a tree of life to those who take hold of her. Wag om Ek wil net sê wat mama sê. Skou. Hoe sit by? Wisdom is a tree of life to those who take hold of her. Those who hold her fast will be blessed. So ek hou daarvan om vir mense te sê, geseënde nuwe jaar. Maar wat sê die Here van be blessed? Geseënd wees. Wisdom is the tree of life. Wysheid is die core van ons verandering, van lewe. En dit, as jy geseënd wil wees, dan moet jy meer wysheid hê. Waar kry ons wysheid? Wysheid kry ons in die woord van God. God is wysheid. Ja, Blom? Wat sê mense weer dat ons nie bang wees nie? Ons hoef nie bang te wees nie. Sê van dat. Filippense Filippense 4:13. Ek kan alles. doen deur God wat vir my die krag gee. Dis waar. So in hierdie jaar kan ons verander. Ons kan verander deur die Here in ons, die Heilige Gees wat vir ons die krag gee. Ons hoef vir niks bang te wees in hierdie jaar nie. En dis deel van wysheid om te weet waarvoor jy hoef bang te wees en dat jy vir niks hoef bang te wees nie. So dan wil ek verder lees in Spreuke 3 vers 13. Baie Blom. Ek gaan net bal gooi. Okay. Dit gaan goed met die mens wat wysheid gevind het. Wat insig as sy deel ontvang het. Okay. Daar aan die kant by te gaan kry op die trampoline. Dit ek het hier voorgestel. Ja, Lily het vir my geteken hier om te lees vandag. Dit gaan goed met die mens wat wysheid gevind het, wat insig as sy deel ontvang het, want dit bring meer winste in as silwer en lewer groter opbrengs as
goud. So wysheid is meer as die geld wat ons sê ons wil maak of wat ons wil hê hierdie jaar. Wysheid bring meer, sê die Here, as enige winste. Dit het meer waarde as edelstene wat jy ook al as kosbaar beskou. Niks kan daarmee vergelyk word nie. Die wysheid gee met die een hand 'n lang lewe en met die ander hand rykdom en eer. Die wysheid bring 'n ryk en 'n vol lewe. Dit is die bron van lewe vir wie dit aangryp. Dit gaan goed met die wat daaraan vashou. En dan staan daar die Here het die fondament van die aarde met wysheid gelê. Wysheid is die bron van lewe. Waar kry ons wysheid? Deur die woord van die Here. Hoe verander ons dinge in ons lewe? Ons nuwejaar voorneming om te begin met Jesus. He's the source of life. Hy is die kern van alles en dit is net deur die woord van die Here te lees. En dit gebeur nie deur net kerk toe te gaan en deur ander sprekers te luister, pastore te luister nie. Jy moet die woord lees en dit inneem tot ons dit verstaan. As ons een keer 'n som gehoor het in die klas, dan moet ons huis toe gaan en ons moet daai som gaan oefen as ons op skool is. Ons moet huis toe gaan en ons moet dit inneem tot ons dit regtig verstaan. Skus. Lily Grace se skool begin eers môre, so dis baie energie wat ons nog het vandag by die huis. So wysheid. Okay. Dan wil ek ook gou vir ons net lees hierso. In Engels wil ek net gou hierdie stukkie weer herhaal. Wisdom is a tree of life to those who take hold of it. Those who hold it fast will be blessed. Hoe moet ons geseën wees hierdie jaar? Hoe word ons geseën? Is deur wysheid te kry. Hoe kry ons wysheid? Deur die woord van God in te neem en deel te maak van ons lewens. Om te besluit, ek hoef nie altyd so die werk of hard of moeilik te doen nie. Ek kort die wysheid om dit te kan doen. Om wysheid ook, dit help nie ek lees 'n hele hoofstuk van die Bybel en ek het niks ingeneem nie. Vat liewerste as jy tyd het, een versie en mediteer op dit en bid daaroor deur die loop van die dag. En so word daai een versie deel van jou. Dit is wysheid. Meer is nie, dis nie te sê meer is altyd meer nie. Wysheid is ook om te weet dat dit help nie, ek gaan elke Sondag kerk toe, maar ek leer niks nie en ek verander nie. En ook om te sê, wysheid is ook om te sê, ek maak hierdie lysies, maar ek doen niks daarvan nie. Dit help nie, ek maak hierdie lysies en koop al hierdie dinge om te begin, om hierdie goed te doen, maar ek praktiseer dit nie. Dan wil ek ook afsluit om te sê, mooi, Psalm 1 sê, Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, but those delight in the law of the Lord. So ons is geseënd as ons nie onsself omring met die wêreldse dinge van die wickedness nie, maar deur die law, die woord van God, die counsel of the Lord. You will be blessed when you surround yourself with God, in God, meditating in Him. So hierdie jaar wil ons wys wees. Ons wil nie onnodig hard werk nie, ons wil slim werk. Ons wil begin aan die lysies wat ons vir onsself uitgesit het om te accomplish hierdie jaar. En die wonderlike ding is wat die Here sê ook in Spreuke is dat wanneer ek nie weet wat om te doen nie, wanneer ek nie die wysheid het om te doen nie, sê hy, vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. So wanneer jy nie die wysheid het nie, weet jy, God kan jou nie teleurstel. Jy vertrou volkome op die Here en hy sal jou deurdra. Okay, julle moet 'n geseënde dag hê. Okay, bye.